sien daar's van die naam van die kerk Benadihof. En dan draai ek, dan loop ek net so af. En dis in Neertlingstraat. Dis 2 strate van die see af in die strand. Regtig baie mooi beskik. Nou omgedraai. Dis die nuwer gedeelte. Hulle noem dit Benadihof. Dit het ook so 'n straatjie. Hier is ook die parkeerplekke vir die karre. Hy het 'n pragtige een slaapkamer hierdie kant, maar ek dink nie dit is nodig vir Maa nie. Ek dink daai bachelors aan die linkerkant is perfek vir haar. En dis natuurlik baie spasie om te stap en die braaiplekke. Dis regtig fantastiese plekke hierdie. Hier is die buitekant van, dis 2 bejaardesorgeenhede wat langs mekaar is. Hierdie was die ouer gedeelte. Hulle noem dit huis van Niekerkshof. En hier is sy tuintjie. Dis die gedeelte waar ons ook 'n bachelor gesien het wat perfek is vir Maa. Links van my wat ek nou draai met die kamera, dis waar die see is. Dis letterlik 2 strate hier vandaan. Sy pa was die gesondheidsinspekteur in die straat al die jare. Snaaks hoe mense al die koneksies begin maak. Baie welkom. Ek weet jy of dink jy ek het hierdie ding nodig? Ja. Anders kan ek dit ook weer. Baie welkom by vanoggend se inligtingssessie. Dis vir my baie aangenaam om ons huis aan julle bekend te stel. Ek werk nou al bietjie meer as 3 jaar hier. Ek dink dis iemand wat wil inkom. Goed, ons is van die kerk Benadihof, ACVV dienste. En ek dink ek wil graag vir 'n bietjie net meer vertel van ons ACVV agtergrond. Mevrou, kan jy sien daar wie jy met my suster is, okay? Sy kom oor, sy papier. Goed, die ACVV is in 1904 gestig, die kort na die Boereoorlog. En dit het gebeur dat vrouens omgegee het oor mense op plase en wat na die verskroeide aarde beleid sonder kos en heenkome was. En vroue het op perde uitgery na die plase om proviant en klere en komberse te neem, wat hulle ingesamel het onder ander vroue. En so het die diensorganisasie ontstaan, wat vandag natuurlik baie groot is en nasionaal is en nog steeds wonderlike werk onder ouer mense en kinders verrig. Welkom. Goed, hoe het ons begin hier by Van die Kerk Benadihof? En mevrou Van die Kerk het 'n groot skenking gedoen aan die huis. So in 1981 is hier die ouer gedeelte gebou. 'n Paar jaar later het die beheerraad besluit, maar hier is 'n behoefte aan 'n siekeboek. Want toe was hier net 'n een kantoor met 'n verpleegkundige daarin en daar was nie 'n siekeboek nie. En toe het een van die beheerraadlede, mevrou Benadi, van Ben se Benadies, het toe besluit, haar man moet nou nie vir haar nuwe motor koop nie, hy moet liewer daardie geld skenk. En toe die siekeboeg begin en toe besluit die beheerraad, nou maar kom ons bou dan sommer op en ons bou aan en so het Benadihof begin. Hoe lyk ons in huis van die kerk? Het ons 40 enkel eenhede, dis nou wat ons noem 'n bachelors, né? 12 eenslaapkamer eenhede, 'n eetsaal, 'n kombuis, 'n haarsalon, 'n biblioteek, waskamer en dan die kantore. Ons gaan nou vir julle ook al daardie plekke wys. Benadihof se kant het ons 20 bachelors, 12 eenslaapkamer eenhede, 8 dubbelslaapkamers, 1 gesondheidsafdeling.
ontvangs en die konferensielokaal en die saal. En dan het ons ook die dementia eenheid langs aan. Ons verwys sommer daarna as nommer 40. Daar is 10 beddens, 5 kamers, 'n leefarea, 'n buitearea, kantoor en 3 badkamers. So, as hoe lyk 'n enkel eenheid? Die bachelor hy dan nou die slaap, leefarea, alles aan een, 'n kombuis en 'n badkamer. So elke eenheid het 'n eie kombuis, 'n eie badkamer. Die een slaapkamer het dan nou net die aparte leefarea en die slaapkamers apart. Die dubbelkamers, die 2 slaapkamers, het dan 2 slaapkamers en 2 badkamers. Gesondheidsorgafdeling, ons is geregistreer om 36 beddens te hê in die versorgingsafdeling. En ons het 5 4-bedsale, 1 3-bedsaal, 5 2-bedsale, 3 privaatkamers en 1 noodsaal. Goed, ons is baie bevoorreg. Ons het 'n beheerliggaam wat baie betrokke is en baie kundig is. En ek is regtig bevoorreg om hierdie groep mense omring te wees wat my van raad en advies kan voorsien. En wat my op my tone hou, en dis ook reg so. Ons het 'n goeie meganisme daar wat sorg dat dinge alles verloop soos dit moet verloop. So die bestuursraad bestaan dan uit vrywilligers uit die gemeenskap. Mevrou Trudeau is die voorsitter. Ons het 2 CA's op die raad, ons het 'n prokureur, praktiserende persone op die raad. So daar is 'n interessante groep mense wat elkeen hulle eie kundigheid bring. Ons het 'n argitek daar wat vir my weer help met die geboue en die terrein. Dan is onder hulle is dit dan nou myself. Ons het 3 admin persone, die terreinpersoneel, daar sit ons faktote. Hy gaan hier net nou ook op die toer neem. Dan het ons hier vir Michelle Andove. Sy is ons aktiwiteitkoördineerder. So al die lekker dinge wat hier gebeur, moet sy laat gebeur. Dan die versorgingspersoneel, ons is al 38 persone daar. So ons het 'n suster in bevel wat baie bekwam is en onder haar werk 5 susters. Ons is baie bevoorreg. Baie ander aftreeorde het 1 suster of deel 'n suster met mekaar. Ons het 5 en dan 'n hoofsuster. Ons het verpleegsters en saalhulppersoneel. Wat bied ons dan nou vir die inwoner wat hier in 'n woonstel kom intrek? Ons gee 1 ete 'n dag wat deur Feedom se personeel berei word en hulle die eetkundige werk ook dan die maandspyskaart uit volgens die behoeftes van ouer persone. Die woonstel word eenmal 'n week skoongemaak. Ons het 'n wassery. Ons was u beddegoed en handdoeke gratis eenmal 'n week. Persoonlike wasgoed is vir u eie rekening. Maar baie mense het ook 'n wasmasjien in hulle kamers. Vervoerdiens, ons Michelle neem die inwoners dorp toe, eenmal 'n week, en eenmal 'n maand neem sy hulle mall toe, die wat wil gaan. So hulle is baie welkom om saam te ry teen 'n minimale fooi van iets soos R10. Hallo mevrou, baie welkom. Wat sê? Die DStv is ingesluit by u hier, so dis nie 'n ekstra koste nie. Ons het 'n spesiale pakket wat 11 kanale wys, en dit is van die kanale wat gewild is by ons inwoners, so dis 2 fliekkanale, die gewone SABC 1, 2, 3E, sportkanale, Kyknet, Mnet, so daardie kanale is beskikbaar. Ons het 'n haarsalon en 'n voetkliniek wat dan ook vir u eie rekening is. Maar wat natuurlik baie billik is in vergelyking met haarsalonne buite. Wat doen ons als hier wat die lewe daar nou lekker maak hier by ons, né? Aktiwiteite, ons het elke maand, behalwe in die middel van die winter, het ons 'n uitstappie
ergens heen. Ons vind dat die uitstappies na natuurtuine en reservate baie gewild is. Mense wil graag buite kom en bietjie weer konnekteer met die omgewing, né? So dit is 'n gewilde uitstappie. Ons het hierdie een wat ons daarbo wys, ons was in Taka Eiland toe gewees hierdie jaar. So dit met die boot gery daar by Century City. Ons het die Roosplaas besoek daar by Wynberg. Daai ene was ek saam by die chocolate tasting. Ek het saam gegaan met hom. Ek het seker gemaak ek is daar gaan altyd 2 personeellede saam. So toe ek sien daar's 'n sjokoladeproe, het ek dadelik my naam opgesit. Dan ons het ook besoekende optredes. Louis Luc het al hier opgetree. Karel en Pietro Trigard het vir ons 'n paasprogram kom aanbied. Louis Senekal, pragtige sopraan gewees. Sy's ongelukkig so kort rukkie gelede oorlede. Ja, dan het ons, soos ek sê, inkopies. Ons het eenmal 'n maand het ons Movie Monday. En dan wys ons films wat inspirerend is en wat mense van hou. Partykeer is dit ook nogal komies. Ons het nou eendag het ons Casablanca gewys. En toe het klaar is, so stap die een inwoner daar by my kantoor en sy sê, mevrou, ek's nou so lus vir 'n sigaret. Want almal het geruk in daai fliek. Ja, so. Humphrey Bogart, almal rook, né? Die biblioteek, ons is baie bevoorreg, ons het 'n in-huis biblioteek. En niemand kontroleer die boeke daar nie, maar dis soos die weduwee se kruik. Ons eindig altyd met meer boeke as waarmee ons begin het. Almal kom sit boeke daar neer en neem boeke uit. En dan het ons ook 'n bloklening by die dorpsbiblioteek wat die inwoners self bedryf. So Michelle gaan haal die boeke en dit word dan baie streng gekontroleer en die inwoners hanteer daai administrasie. En dan speletjies, hier's altyd speletjies, Ramika, Brug, Canasta. Ons het nou, een van ons inwoners het nou Sudoku kursus aangebied vir die ander. En ons het 'n koor waarop ek baie trots is. Ons het mevrou Leonor Stander, sy rig ons koor af en enige geleentheid is die koor reg en gereed om te sing en hulle sing werklik pragtig. Ons het 'n maandelikse nuusbrief, inligtingssessies, uitstallingsdae. Die Stellenbosch Universiteit se honeurstudente in biokinetika kom bied eenmal 'n week oefeninge hier aan om mobiliteit en balans te bevorder en aan te moedig. So, en dis gratis, almal is baie welkom om ook daarby in te skakel. Ag, en dan het ons tussendeur allerlei tema daar. Ons het 'n wonderlike pasgamaal gehad hierdie jaar. Ons het een van die dae ons Cowboy dag. En ons het ons sop en sherry aand in Augustus. So ons is besig en aan die gang en dit is vir ons lekker om hier te wees en dit is vir ons inwoners ook lekker om hier te wees. Hier so 'n paar foto's. Ja, ons het back to school die begin van die jaar gehad en 'n Mad Hatters en daar's ons almal by die sjokoladeproe, ons pasga ete. Ja, en ons het deelgeneem aan die bejaardes se sportdag op die dorp. Ons het nogal die uitrusting afdeling gewen. So dis die aktiwiteite. Op geestelike vlak, die ACVV is 'n Christelike instansie en ons handhaaf Christelike waardes. Vir my persoonlik is dit belangrik dat ons moet weet ons dien vir Christus en ons sal dinge bevorder wat in sy diens is. So, in die lig daarvan het ons baie geestelike aktiwiteite. Ons het eenmal 'n week Bybelstudie, ons het biduur, ons het kerk elke Sondag, wat ek baie genadiglik wat deur die predikant self aangebied word. Dis nie 'n uitsaai diens soos in baie aftreeoorde nie. Maar ook in die lig daarvan moet ons ook leer om te gee en aanhou gee soos in die Christelike tradisie. En ek glo ons slaag wonderlik daarin dat ons bydraes vir
die winterhoop projek nou gehad, wat ons inwoners wonderlik deelgeneem het aan. So, ja, veiligheid, nou ja, en hier moet ek maar erken en bely, soos ek net nou gesê het, ek was jarelang in die weermag gewees, so veiligheid is vir my 'n absolute prioriteit. Dit was ook een van die eerste goed wat ek gedoen het toe ek hier begin het, was om die veiligheid op te skerp. Soos jy sien, ons het elektriese heininge, ons het 24 uur sekuriteits toegangsbeheer, elke inwoner kry 'n skuifie waarmee hy in en uit kan beweeg. Ons het in die nag ons sekuriteitsmanne wat hier sit en aan diens is deur nag. Ons het ook 'n armed response, soos meeste mense maar het, en voortdurende opleiding in veiligheidsaspekte vir ons inwoners ook. So ons het praatjies oor veiligheid in die dorp en om net heeltyd mekaar voortdurend bewus te maak van veiligheid. Okay. Ons gesondheidsorgafdeling. Ons het 'n 24 uur gesondheidsorgdiens. Met ander woorde, sou u hier kom woon en u is in die woonstel en u voel nie lekker nie, het u 'n paniekknoppie in die woonstel wat u kan druk. Twee eintlik, een by die bed en een by die stort, want ons het gevind die meeste insidente vind in die badkamer plaas as mense val en help jy sien die knoppie daar bo, so die knoppie is onder by die vloer, sodat u dit kan druk en ons sal onmiddellik iemand opstuur om te kyk wat gaan aan. As u tydelik moet in die versorgingsafdeling opgeneem word, is dit moontlik, as u byvoorbeeld 'n operasie geondergaan het en u is 'n inwoner, kan ons vir u help en u gaan weer terug na u woonstel. Ons het ook 'n kliniekdiens, elke dag kan u gratis die bloeddruk laat kom neem, of as jy 'n inspuiting moet kry, of 'n bloedglukose telling moet kry, daardie diens is beskikbaar. Een van ons susters sal vir u help. So elke dag 10 uur is dit kliniektyd, dan kom die inwoners vir hulle bloeddrukke en al die dinge wat gemeet en gewig en al daai dinge wat gemeet moet word. Ja, en ook in die woonstel is daar, as jy byvoorbeeld tydelik siek is in die woonstel, dan kan ons ook opkom en daar kom kyk hoe dit met u gaan. Ons het heel wat inwoners wie se medikasie ook beheer word. Dikwels op versoek van hulle kinders, dan sal ons elke oggend die medikasie kom gee en net kyk, gaan dit goed, het jy lekker geslaap en dan weer vanaand weer 'n draai kom maak. So dit is ook 'n moontlikheid. Dan kom ons kyk na ons waglys. Ons het 'n lang waglys. Dit is so ek moedig mense maar aan om so vroeg as moontlik aansoek te doen. Nie so vroeg soos iemand wat nou eendag 50 geword het nie. Jy moet maar eers 60 wees voor jy kan aansoek doen. Dit gee ons net 'n mate van beheer dat ons daarin weet daar's 'n afsnypunt. Ek moet sê die eenslaapkamer woonstelle het 'n lang wagperiode. So as jy vir so iets wil aansoek doen, doen liewer vroeër as later aansoek. Die bachelors, daar is baie meer beweging by die bachelors woonstelle, omdat daar baie meer bachelor woonstelle is. So die voorsiening vir enkel persone is net groter as vir persone wat deel. So hoe werk dit? U doen aansoek en u betaal dan nou R300, nie terugbetaalbare administratiewe fooi, ek moet dit sê, want ek kry baie keer mense wat nou op 'n ander plek gehelp word, dan wil hulle die R300 terugkry. Die R300 is vir die oproepe wat ons maak, die al die papierwerk, die vorms, al daai dinge. Dis die enigste onkoste wat u aangaan as u aansoek doen. Wanneer u dan nou wel geskakel word en u hoor nou daar is vir u 'n plek beskikbaar, het u dalk nie onmiddellik gereed om te kom. U beweeg dan nou nie onder na die lys nie, u hou u posisie op die lys. U sê nee en dan bel ons in die volgende ronde, sê u dalk weer nee, u skuif nie af, of u word nie gepenaliseer nie.
Maar ek dink wanneer jy die dag besluit, jy moet nou gaan, moet jy begin jou hondjie en jou katjie en die plante en so aan begin organiseer. Ek moedig ook maar mense aan om op meer as een plek aansoek te doen. Hierdie waglys is nie in my hande nie. Ook nie in mevrou Wind se hande wat dit administreer nie. Dit is in die Here se hande. Hy besluit wanneer mense na hom toe moet gaan en wanneer hulle nog hier op die aarde kan woon. So ek het nie beheer oor hoe lank mense hier kan bly. Vir ons is dit natuurlik elke keer 'n geweldige slag as ons iemand groet. So in my ideale wêreld sou niemand nêrens heen gegaan het nie, maar dan sou die ander mense ook nie kon inkom nie. Nee, dis dis dit reg. Hallo meneer, welkom. Ek weet nie van iemand wil afskryf of 'n foto wil neem van hierdie skyfies. Dit staan nou ongelukkig nie op ons waglysvorms nie, omdat die getalle elke jaar verander, so ons vorms bly dieselfde. So neem gerus 'n foto of skryf dit af. Wanneer ons hier dan nou skakel en sê, reg, u woonstel is gereed, wil u kom of nie, en u sê ja, ek wil kom woon in van die Kerk Benanihof, dan is daar by bachelors woonstel R23.000 betaalbaar. Dis jou toetreegeld en dis ook nie terugbetaalbaar. Die een slaapkamer woonstelle is R30.000 en dan die twee slaapkamer R42.000. Nou wat maak ons met daardie geld? Ons gradeer die woonstel op, want dit sal omtrent so die helfte van daai begroting wees. En die res word dan ook gehou vir die instandhouding van die woonstel vir so lank u hier woon. En enigiets kan gebeur. Ons het nou met die storm gehad, vensters wat uitgewaai het, 'n pyp wat bars, of wat ook al. Daai woonstel word dan nou vir so lank u hier woon in stand gehou. Wat beteken dit ook? Ons het byvoorbeeld 'n boek waarin jy kan skryf, my liggestukke. Dan meneer Leroux elke oggend gaan deur die boeke waar die inwoners inskryf en dan daardie meestal dieselfde dag nog word daardie probleme uitgesorteer. So dit is natuurlik moet sulke persone betaal word, hulle salarisse, hulle diens, die voorraad wat hulle aankoop en al daardie dinge kom dan uit die toetreegeld wat u betaal het. Wat is die maandelikse huur? Maandeliks betaal u dan R7.210 vir 'n bachelors. Net vir die persone wat nou nie gekom het, sê ons vir daardie bedrag gee ons 1 ete 'n dag en wasgoed wat gedoen word is die beddegoed en handdoeke en skoonmaakdienste eenmal 'n week in jou woonstel en jou DStv 11 kanale is ingesluit by daardie bedrag. En dan die meeste aktiwiteite hier is gratis. Waar u kan inskakel, soos die Movie Mondays en al die ander dinge. Dit is net as ons die uitry wat dit gaan geld kos. Goed, dan die een slaapkamer woonstelle waar ek nou weer vir u wil waarsku, die waglys is ongelooflik lank. Daar is dit R11.045 en as u 'n egpaar is wat in so 'n woonstel bly, is dit nog R1.100 ekstra vir die tweede persoon se dienste. Nou wanneer jy in een van die 9 twee-slaapkamer woonstelle bly, dan is die maandelikse heffing R13.630. Nou mense sê dikwels nou, kom is die verskil so klein terwyl die area soveel groter is. Daar is ook 'n nadeel daaraan in die twee-slaapkamer woonstelle. Wanneer een van u sou wegval, dan sê die huisreëls dat iemand sal moet skuif na 'n kleiner woonstel sodra een beskikbaar word. Ekskuus tog. Goed. Dan die versorgingsafdeling. Die inwoners, as jy 'n inwoner is en jy gaan nou na die versorgingsafdeling. Nou is dit natuurlik duurder, want daar's versorgingspersoneel en daar is 3 etes 'n dag, al die wasgoed word gewas.
dan is dit R9.555 vir 'n inwoner. En as jy ja mevrou. Gee later kans vra. Nee, mevrou kan vra. Ek wil net gevra, ek is nou baie dom. Sê vir my daai 9.000 is jy dan al uit jou woonstel uit? Ja. Dan betaal jy nie die woonstel Dan nie. is die woonstel nou. Ek verstaan. Maar dis 'n goeie vraag. Wanneer jy in jou woonstel is en tydelik versorgingsafdeling toe gaan, sien maar jy het 'n operasie gehad en jy moet nou vir 'n maand versorgingsafdeling, dan betaal jy jou woonstel en jy betaal tot 'n maksimum R4.000 ekstra vir die versorgingsafdeling Tot jy weer teruggaan. tot jy weer teruggaan. Dit sal nie dan R9.000 wees nie. Dan sal dit R4.000 wees wat nog steeds minder is as wat jy by Spescare of so 'n plek sou betaal vir 'n maand lank. Dan ons privaat kamers, 12.760. Ag, baie dankie. Dankie, Kansja. Ek het vir Michelle gesê sy moet praat as my stem nou ingee, maar ek gaan nog deurdruk. Buitemense, ons het 'n hele paar buitemense wat as ons 'n opening het in die versorgingsafdeling, kan ons buitemense inneem, want ons moet ons bedbesetting volhou. Ons begroting is op 100% besetting. Sodra daar iemand 'n bed leeg is, dan klop dinge nie. Ons is 'n nie winsgewende organisasie. Dit beteken maar ons werk na 'n nul begroting. Dit wat inkom moet uitgaan en wat uitgaan met dit wat inkom aangevul word. So ons kan nie voorsien nou vir groot surplusse nie. So ons neem dan van tyd tot tyd buitemense in en hulle betaal dan 'n hoër tarief en as hulle in 'n privaat kamer is, 'n redelike hoër tarief. Die dementia eenheid se kostes is R18.900 en die mediese dienste verander ook elke jaar. Dit beteken sou u wondsorg nodig het, is daar 'n bedrag daaraan gekoppel. So dit is gewoonlik so R30. Volgende jaar sal dit nou weer opgaan. Of het u dalk gekose mee. En dit is maar al daai goedjies wat ons aankoop om daai dienste mee te lewer. Dankie. Ons het ook 'n diensentrum. As u nog nie hier woon nie, maar u wil deel wees van die aktiwiteite hierso, kan u aansluit by ons diensentrum teen R120 'n jaar. Wat beteken dit? U kan, as ons op 'n uitstapie gaan, as u welkom om saam te kom, u kan die kos hier koop. En wat kos dit nou? Dis R30 'n weekstal en R40. Goed. So hier is heel wat mense wat hulle koshouers bring en dit neersit, hulle betaal daai bedrag, dan kom haal hulle dit, net 11 uur dit neersit en dan kan jy dit so 12 uur kom haal en dan het jy jou ete vir die dag, wat ek dink 'n billike bedrag is. En jy kan inskakel by die kerk, by die Bybelstudie, en die koorkom sing, ons het koorlede ook van buite. En die verpleegsorg, ons kan ook vir u daai kliniekdienste aanbied van die bloeddruk en wondsorg en so aan. Dis dit hier. Dis alles hier. Ja. Wat gebeur as jou naam op die lys is, maar jy bly nie hierso? Sê jy moet 'n operasie hê en iemand moet vir jou sorg. Kan ons hierso opwerk? As ons 'n bed beskikbaar het, is u welkom, maar dan sal u as 'n buitepersoon hanteer word. Maar u is dan welkom as ons 'n bed het. Maar dit is altyd goed om te bel en te hoor, want dit gaan nog steeds goedkoper uitwerk as 'n hospitaal. Goed, die dorp is dan Dinsdae. Die mall elke tweede Woensdag van die maand. Dit was nou gister moldag. Haarsalon is op daardie dag en dan die wasgoeddiens eenmal 'n week vir die woensdag. En dan is ons by vrae. Enige vrae?
Ons kan maar sommer hier begin. By gewees. Goed, hierdie sal nou is ons eetsaaltjie. Waar almal eet vir ons alles lekker warm, koud in die hitte. So jy word nie vanavond iets gedoen so. So wat ete is die ete wat microwave oven? Ja, hier. Ons kan nie meer so baie goed doen nie. Ja, dat is definitief. Is dit dan extra as jy wil privaat? Jy bring dit by, ek is ook vir chocolate. Nee, ons bring nie chocolate. Hout. Man is 'n braaifoendie oor hy braai as elke dag. Ja, 4 keer 'n week. Ons het hande, roosters, maar. So nou oor na. Ek gaan nie van die swak van my wys. Dankie mevrou. Hallo meneer. Dis meneer en mevrou Wolf so mooi. Dat ek nie eers die kaart gaan van ons doen. Dat ek eers gaan. Mag jy 2 blou of mag jy net 1? Jy bly vir hierdie tyd met die bly. Blonde oomblik. Anders jy kom daar aan en sit Ek soek 'n bachelor. Wie is die bachelors? Kom maar, gooi. Oké. Ons ding. Regtig nie klein vir 'n bachelor nie. Ah, dat is hy. Wysie en Ek het al 3 keer plek gekry. Ek het al 3 keer plek gekry. Nee, kyk net hoe pragtig dit is. Baie mooi. Very nice. Ek moet sê ek sal nou nie omgee om hierdie kamer te hê. Ja, kyk hoe son. Kyk, heerlik. En sy het 'n wiegstoel en sy daar. Is 'n groot stoel ook wat hier is. Ek meen dis jy hoef nie so groot stoel te hê nie. Presies. uitsig. Kans. Sit lekker, sitkamertjie. So nou dis die een slaapkamer bachelor die met sy eie bed en dan die klein kombuisie en dis die gangetjie wat uitgaan waar die en dan hier is nog 'n kas en natuurlik binne in die kombuis is daar ook heel wat kaste. Ja, ek het klaar nou net en dan ek nee, wat dit is leuk vir my, joh. Omhaal die is ook so bring jy boeke. Dis wat tussen die mense sirkuleer allemaal. Ja, as jy iets studeer, op in die trap na die eerste vloer toe waar die bachelors is. Ja, dan beroem die kassie. Jy moet altyd 2 hê vir 'n nood. En dan is hier die haarsalon. Ja, by aande. Maar as dit deur, so vir die spyskaart vir die dag afneem. Ja, hy moet nog Sy muur, kyk, die hele muur is vol kaste. Baie groot, sê jy dan? 75 gedoen. Perfecte uitsig. Sê waar ek net gaan bly. Baie mense, die mense verkies vir hulle Ja, dus ons gaan sommer vanoggend bespreek ons. En dan is er volledig badkamer in, dan het toilet en de stoel. Dat is 2 gedeeltes. Nu is die sitkamer gedeelte met je ontbijtje. Plus nog een slaapkamer. Nee? Kom verder in. Dit is werklik waar. Ja, hier is die ouma sommer kantoor gemaakt van die hele storie. Ah, fantastisch, met zijn eigen bed. Kijk, nou voor je die extra slaapkamer.
Die oom met sommer, Ja, hier is een eier. ja, as die uitsig, kyk net hoe lekker wonderlik uitsig met hulle. Kyk oor die hele somerse wees in die strand. En dan is die see. Ons kinders sê, Of een koffie over die jaar, sê oor die dag. Dis een oude toaster. ek sê hulle mos het lank nie Hele knoppie mense dat ook kan kyk het na alles. En al die fijn gebouwd of zo. En dat is natuurlijk een kombuis. Hierdie is die een slaapkamer bachelor. Bachelor. Hy is 'n bietjie, dis vir mense wat nie eintlik die kombuisie wil gebruik nie. Die kombuisie bietjie kleiner gemaak en die leefgedeelte bietjie groter gemaak. Daar is 'n klein sitkamertjie. En dan buik sy uitsig. En dit omdraai. Dan het hy ook 'n kleiner kombuisie. Net 'n klein kombuisie. Maar hy's groot genoeg, hy's omtrent al die basiese goed. En dan het hy sy eie badkamer natuurlik. Toilet. Elke vloer het sy eie groter stof. As jy nou nie in jou eie stof gaan stop nie. Jy soek na 'n groter stof, groter badkamer, dan kry jy 'n vloer om badkamer. Kyk hoe mooi uitsig dit. Kyk so ons see toe, is regtig teen die see, is op die twee strate van die see.